ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 476. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of so nie, dalk die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat in 1860 vertaal was deur Dr. Joseph Briand Rotterdam, waarvan ek 'n paar eksemplare het. En ek het 'n promosie op dit, waar jy 2 Bybels vir die prys van 1 kry, posgeld ingesluit van Postnet tot Postnet in Suid-Afrika. En Namibië maak ons natuurlik 'n plan ook, ons het 'n manier om hulle daar te kry. Sou jy belangstel of 'n vraag het, of net enigiets wil weet, is baie welkom, my nommer WhatsApp 0722-367-124, webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1 toe, begin reg voor, u het 'n magdom inligting reeds gemis. So ook uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van die verskillende studies kan ontvang, as ook ons weeklikse TikToks, boodskappe van maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak vir u vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen en pen buiterhand het. Ek wil net iets sê hierso, ek maak verskoning vir die ander boodskappe, soos is die digitale ID, die merk van die Antichrist. Hy moes uitgewees het al 'n week terug, as ook natuurlik Prof Hannes se grade. Ongelukkig het ons 'n rekenaarsprobleem gehad. Ons het dit nou tydelik herstel gekry. Ek het iemand wat my gehelp het, wat tot watter tyd toe gisterand gewerk het, om dit reg te kry. Tydelik. Maar ek glo Jaffa sal voorsien, dat ons in die posisie kom waar ons ander rekenaar kan koop, rekenaar of 2 kan koop. So u moet bid vir die bediening, ons rekenaars is vir ons uiters belangrik. So ek maak verskoning, as Vader Lewing en Gesondheidspaar behoort ons vir alle tegniese rede by Woensdag aand uit te saai op die digitale ID, u mag dit nie mis nie, en dan die volgende aand as ook dan my grade. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir u goedheid, u grootheid, u genade. Ek wil eers sê baie dankie dat ons hierdie rekenaars kon regkry. Al was dit op die naaste nippertjie, maar dit werk. Ons kan opneem. Ek kan my notas lees, ek kan die inligting van die rekenaar afkry. Aan u Vader Jaffa, in die naam van Jaffa, ons sê as Jaffiste vanmôre vir u baie dankie. Ons dankie dat u woord sê dat groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Ek wil bid seën vanoggend se woord, waar ons met 'n baie delikate onderwerp besig is. Salf u woord, maak dit lewend. Verander mense se lewens, Vader. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Baie interessant. Ons kry elke dag terugvoering van mense wat sê, Prof, ons het hierdie onderwerp in ons lewe nog nooit so verstaan nie. En dan moet ek net sê, ons is steeds besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24. Nou, ons het gestop met Spreuke 24, vers 23, toe ek weggestap het op die Hebreërs skrifgedeeltes. Nou, mense het gevra, is Spreuke nou heeltemal opgehou? Daar was 'n vraag gewees. Wel, 2 vrae. Het die Spreuke reeks opgehou? Toe sê ek, nee. Hulle het broer Dawid geskakel. Sê ek, nee, ons is besig met 'n spoorlyn, 'n seilyn, onderwerp. Ons is op pad terug na waar ons gewees het. Want dit wat Spreuke gesê het, was juist die aanleiding wat ons weggevat het na dit toe waarmee ons besig is. Want dit wat koning Salomo in sy tyd gesê het, het hy nie geweet, het hy gedoen gehad met die skepping
van die seun self nie. Goed, jy moet oplet na die beeldspraak, so ek wil net sê, in die volgende 2 weke, in die volgende week of 10 dae, as Vader lewe gesondheidspa, dan behoort ons terug te kom na Spreuke 24 vers 23. Oplet na die beeldspraak, ons is by Hebreërs 1 vers 10, interessant, né? En U, o Jahwe almagtig, dis die skepper van hemel en aarde, het in die begin die aarde gegrondves. Het u gelees wat staan daar? Wat staan daar? En U, Jahwe almagtig, het in die begin die aarde gegrond. Watter begin? Hoeveel begin het ek gesê is daar? 23. Volgens die Bybel. So watter begin? Wel, die begin na Genesis 1 en toe Genesis 2. Daar moes hy, ons sien ons waar hy die aarde gemaak het. Gaan lees Genesis hoofstuk 1 tot en met die 2de hoofstuk. Dan sê jy sien hoe het hy alles gespreek. En ek wil hê jy moet weer let daarop. Hy het niks met sy hande gemaak nie. Alles gespreek. Alright. En wanneer hy sê in die begin, hy sê, U, o Jahwe almagtig, het in die begin die aarde gegrondves, gespreek, en toe was dit daar, bestaan. Watter begin? Nadat die hemele en die hemelse wesens, die engele, eers ontstaan het, toe eers het hy dan die aarde geskep. Want daar moes dan 'n aarde wees, so wanneer hy Lucifer, die morgenster uitwerp uit die hemel uit, met 1/3 van die hemelse engele, moes daar 'n aarde wees waarop hulle kon val. Want hy die skrif sê, o Lucifer, o morgenster, hoe is jy soos 'n bliksemstraal op die aarde neergewerp, verpletter teen die aarde. Ons het dit gelees mos, daar in Jesaja. Met alles wat in die, hy sê, wat begin na die hemel en die aarde, die hemelse wesens eers ontstaan het, met alles wat in die hemele, kyk meervoud, hemele is, en die hemele, want hy sê, en die hemele, nou lees die skrif verder, meervoud, en die werke van u hande. Nou hy sê, die werke van u hande, dis vertaal asof het hy met sy hande, hy het niks met sy hande gemaak nie. Adam was die eerste wese wat hy met sy hande gemaak het. Verder het hy alles gespreek. Terwyl hy, Jahwe almagtig, niks met sy hande gemaak het, maar net alles gespreek het. Onmiddellik lyk dit asof die Bybel homself weerspreek. Dit klink so. Want Johannes 1 vers 1 tot 3 insinueer dat die seun die woord was. Net in feite wat hy sê, dat die seun die woord, hy was net in die Vader Jahwe almagtig se gedagtes gewees. Maar hy laat dit lyk asof wanneer ons, want hy sê, in die begin was die woord, Johannes 1:1, in die begin was die woord was by Jahwe, die woord was Jahwe. Alles het deur hom ontstaan, nee, alles het tot hom ontstaan. Onthou, ons het daarin uitgesorteer, lankal. Hebreërs 1 vers 11. Hulle, die aarde en alles wat daarop is, want onthou het nou uit ons nou vir ons verduidelik hierso, in ek wil vers 10 net weer lees, Hebreërs 1 vers 10. U o Jahwe almagtig het in die begin die aarde gegrondves, dit gespreek. En die hemele is die werke van u hande. Die hemele? As die hemele die werke van sy hande is, wat het hy gebruik om die hemele te maak? Sand, modder, materie, wat? Daar was niks van daai goed gewees nie. Hy sê, is die werke van die hande, terwyl dit alles in die gedagtes van Vader was. Daarna spreek hy alles, hy spreek die engele, hy spreek die aarde, hy spreek die son, hy spreek die maan, hy spreek die sterre. Daar in Genesis 1 vers 16, 17 en 18, hè? Ons het dit daar gesien. Verder was alles net in sy gedagtes, soos in Hebreërs 1 vers 2, waar die seun dan die afskynsel, die heerlikheid, die bloudruk is, van dit wat in die Vader se gedagtes was. Ek wil net sê dat
U wat vinnig is om te snap, moet asseblief my verdra, as ek sekere goed oor verduidelik. Hier is verskriklik baie bejaarde mense, wat na hierdie reeks luister, en hulle snap nie so vinnig as wat u dalk snap nie. Wanneer ek 'n ding dalk die tweede of derde keer gesê het, dan verstaan hulle, maar dis hoe die Ruach my lei. Alright, want dan eendag gaan u ook oud word. Hebreërs 1 vers 11, Hebreërs 1 vers 11, die aarde en alles daarop sal vergaan. Maar u, naamlik die seun Jafashua, bly vir ewig en altyd. En hulle, naamlik die mense op die aarde en die aarde self, kyk mooi wat sê hy, sal almal soos 'n kleed versluit, wat beeldspraak vir ouderdom en verganklikheid is. En natuurlik beeldspraak vir die slag van Armageddon, wanneer die aarde soos 'n kombers of 'n kleed toegerol gaan word, harige sak. Kyk nou mooi na die beeldspraak in die volgende versgedeelte. Hy sê in Hebreërs 1 vers 12, en soos 'n mantel sal u, Jahwe Almagtig, die skepper van hemel en aarde, hulle, die mense op die aarde en die aarde self, toerol, tydens die slag van Armageddon, volgens Openbaring 20 vers 8, u kan 'n nota maak daar. Openbaring 20 vers 8 is waar die slag van Armageddon plaasvind, waar Jahwe uit die hemel hy sommer 'n woord spreek en die aarde vergaan. Kom ek lees weer vers 12, en soos 'n mantel sal u, Jahwe die Almagtige, hulle, die mense op die aarde en die aarde self, toerol, tydens die slag van Armageddon, volgens Openbaring 20 vers 8. En hulle sal verander word. Wat gaan verander word? Tydens die verbranding. En hulle sal verander word, wat niks met 'n wederkoms of 'n wegraping of enigiets te doen het nie. En hulle sal verander word. Wat? Die aarde en die mense daarop. Hoekom? Hulle gaan verbrand. Hulle gaan doodgaan. En dan gaan hulle in 'n geestelike liggaam wees, wat voor die regterstoel sal verskyn. En hulle sal verander word tydens die verbranding en die slag van Armageddon. Maar u, Jahwe ons Elohim, nou verwys ek na Jahwe as ons Elohim, die skepper van hemel en aarde. Vir ons is hy nie vreesaanjaend nie. Vir ons is hy nie die een wat die oordeele gaan uitspreek nie. Hy gaan dit uitspreek, maar nie oor ons nie. Ek het nou al 'n paar keer verwys en gesê, ons as bruid verskyn voor geen regterstoel nie. Die woord sê, en ons het deur die skrif gestap, dag vir dag word ons vernuwe deur die Ruach HaKodesh wat met ons deel. Dag vir dag buig ons knie, want die woord sê elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jafashua die meester is. Ons doen dit elke dag. Elke dag roep ons hom aan, buig ons knie, ons wie Jafiste is en wat deel van die bruid van Jafashua universeel is. En hulle sal verander word tydens die slag, tydens die verbranding van die slag van Armageddon. Maar u, Jahwe ons Elohim, kyk wat sê hy, is dieselfde en u jare of leeftyd, want hy het nie jare nie. Hy bestaan voor enigiets bestaan het, was hy gewees. Sonder hom sou daar niks gewees het nie. Hy sê so, maar u, Jahwe ons Elohim, is dieselfde en u jare, want hy praat van die jare, is dit beeldspraak vir 'n leeftyd. Nou jare het seisoene, en seisoene het 'n einde. 'n Seisoen het 'n begin en 'n einde. Ons leef in die seisoen van verwagting, dat die verbond gesluit moet word. Ons leef in die seisoen waar ons verwagting het dat die skrif tot vervulling kom, waar die laaste vredesverbond gesluit moet word, sodat die verbond verbreek kan word en die bruid parosha kan word, weggeruk kan word. Nie apartheid, wegraping nie, wederkoms,
tydens sy wederkoms in Openbaring 3:22. Ons as bruid het so verskriklike afwagting, opgewonde, vol verwagting vir dit wat moet gebeur, dat Jahwe, ons Elohim, sy seun Jahwe moet stuur om ons te kom haal. Maar ons kyk, dit kan nie plaasvind nie. Ek het so baie keer, en ek het die skrif self gebruik op 'n tyd, as Jesus vertoef, ons altyd gesê, as Jesus vertoef om te kom. Nee, hy moet vertoef om te kom, want die verbond is nie gesluit nie. Ons sê, as Jahwe se wil daarby is, as dit sy wil is, dan sien ons mekaar môre. As dit sy wil is, dan sien ons mekaar volgende keer. Maar dit niks met sy wil te doen nie, want die vredesverbond is nie gesluit nie. Maar U, Jahwe, ons Elohim, is dieselfde. En U jare of leeftyd het geen einde nie. Met ander woorde, hierdie gedeelte sê vir my, na hy die seun gegenereer het, en eers die engele gespreek het, en die seun gegenereer het, en die vader vir die seun geword het, en die seun 'n Elohim gemaak het, sê hy dat hy het geen einde nie, maar U is dieselfde, en die jare of leeftyd het geen einde nie. Nou is dit nie wonderlik nie, wat 'n voorreg, wat 'n groot voorreg, om deel te kan hê aan hierdie woord. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.